Goeiemôre, dit is die 7de Maart vanmôre van 2025, lesing 243 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. Vanoggend se lesing is 'n baie belangrike lesing wat jy nou maar aan jou oor kan hak en wat jy in jou Bybel kan plak. Moet hom nie net los insit, nie plak hom daar, dat hy altyd daar is aan een van die agterkant of voorkant. En die opskrif van hoofstuk 111 is die ware gebed. Ons het groot geword met gebede. Dit begin in jou huis, by jou ouers, veral by jou ma, leer sy jou hoe om te bid. Jou ouers leer jou om vir kos te bid. En dan kom jy in die kerk, en jy kom in die sondagskool, en dan leer hulle jou ook om te bid. En jy luister hoe die dominee bid. En dan in bidure luister jy hoe die ouderlinge bid, en die diakens, en almal bid, en almal se lippe beweeg, en almal maak toesprake. Jy kan nie glo wat se toesprake by sulke bidure uitkom nie. Dan maak hulle tyd om nou hulle toesprake vir die Vader te skree, nie te praat nie. En ek het al van die mense selfs in ons gemeente, toe ons destyds nog tyd toegelaat het vir gebede, dat 'n ou 20 minute lank bid. En alles gaan net oor selfverheerliking. So kom ons luister wat sê Yeshua, hoe moet ons dan nou bid? Toe ons onsself almal weer op die oewer bevind, ons nou naal op die water geloop het, sê die hoofman, Meester, nou het ek bewyse in oorvloed, dat u die allerhoogste Elohim self, of sy seun is, want 'n sterflike mens kan u nie wees nie. Daarop val almal voor my op die knieë neer en wil my aanbid. Maar ek beveel hulle om op te staan en sê aan hulle, luister, dit alles is voor Elohim en my nie nodig nie. Want die enigste ware gebed is die opregte liefde tot Elohim die Vader in die hemel en eweneens tot jou medemens, jou naaste. Alle ander gebede het voor Elohim en voor my geen waarde nie. Luister die mooi wat sê hy, wat sy gebed is vir hom die enigste gebed. Is die liefde vir die Vader en die liefde vir die naaste. As dit nie daar is nie, dan bid jy te vergeefs. Dan is dit absoluut sinneloos. Elohim het die mense ook nooit geleer om hom met die lippe te eer en die harte koud te laat nie. Maar omdat Samuel hardop voor die volk gebid het, en so enkele profete, en omdat Dawid voor Elohim sy meester sy psalms gesing het, en Salomo sy hooglied gesing het, het die hele volk tot 'n losse lippe gebed, en tot koue aanbiedinge gekom. Maar vir Elohim is sulke gebede en aanbiedinge 'n gruwel. Wie nie in sy hart kan bid nie, die moet liewers glad nie bid nie, sodat hy homself nie voor Elohim onbetaamlik gedra nie. Elohim het nie aan die mens voete, hande, oë, ore en lippe gegee om daarmee ydel en sinneloos te bid nie. Hy het slegs die hart vir bid gegee. Hak dit aan jou oor. Hy het slegs die hart vir bid gegee. Nou, daar moet jy nou nie lees dat Samuel se aanbieding en Dawid en Salomo se aanbieding vir hom 'n gruwel is nie. Dit is wanneer sulke aanbieding soos wat Dawid uit sy hart vir Vader gebring het en Samuel uit sy hart, dit is aanvaarbaar. Maar die volk het die voorbeeld geneem en nou dieselfde dink hulle gedoen. Hulle dink hulle doen dit, maar hulle doen dit met koue harte en is dan net 'n losse lippe gebed. As jy nie met jou hart kan bid nie, dan moet jy nie bid nie. Tog kan elke mens ook met die voete, hande, oë, ore en lippe bid. Met die voete
Voordat ek nou hierdie verder lees, baie mense sê jy moet nou so bid, jou handjies moet gevou wees. Anders te sê jy moet hierdie posisie inneem. Anders sê jy moet jou hande in die lug ophef as jy vir Vader naam toe bid of loof. Hy het nie die ledemate gegee nie. Kom ons kyk wat moet jy doen met jou oë, hande, ore en lippe, voete. Met die voete kan hy bid, as hy na die armes gaan en aan hulle hulp en troos bring. Met die hande, as hy hulle met hulle nood en lyding ondersteun. Met die oë, as hy graag omsien na die armes. Dis iemand wat kyk, waar is hulp nodig? Hy sluit nie sy oë of kyk weg, of ry nie daai pad om daai ou te sien nie. Dit is baie, baie belangrik. Met die ore, as hy graag en tot dade bereid is om Elohim se woord aan te hoor, soos vanoggend, en sy ore nie te sluit vir die versoeke van die armes nie. Arme jou iets vra, moet jy kan gee, moet jy gee, al het jy nou net min, gee dan van jou min. Ten slotte met die lippe, as hy gaan om die arme verlate weduwees en wees te troos, en vir die gevangenes, let wel, die gevangenes hier is nie net in die tronk nie, die een deel is in die tronk, die ander sit in geestelike gevangenisse. So ver dit binne sy mag en krag is, moet hy by hulle uitkom. By diegene insette te lewer, om hierdie arme mense vry te kry, wat dikwels onskuldig gevange gehou word. Ook bid 'n mens met die lippe, as hy die onkundiges leer, en hulle bring tot die ware geloof, tot die korrekte kennis van Elohim God, en tot allerlei nuttige deugde. Dit alles sien Elohim wel as 'n pragtige gebed. Daar het ons dit. As jy dan vir hom wil bid, doen wat paragraaf 6 en 7 sê. Dis al. Wat hy sê, daar's geen ander gebede waarna ek luister nie. Maar as jy dit doen, dan kan jy hom amper vra wat jy wil, en hy sal dit vir jou gee. Nou dat julle dit weet, handel maar daarvolgens, en Elohim se seën sal julle nooit ontbreek nie, want dit is om Elohim in gees en in waarheid te aanbid. En hier word 'n groot geheim onthul, want Joshua sê in die Nuwe Testament, hoe verlang ek dat julle my in gees en waarheid aanbid, toe hulle nou so oor die letter van die woord begin stry. En die vraag is, maar hoe bid ek in gees en waarheid? Hier is dit, vers 6 en vers 7. Dit is hoe jy in gees en waarheid aanbid. En dit is al aanbidding wat vir hom aanvaarbaar is. Al die ander vertoon gebede, en nie meer sê mens nie dat jy nie hardop moet bid nie, maar jou gebede moet vanuit jou hart kom, wat oorloop vir liefde vir Vader en die naaste. Hoe kan jy Vader lief hê as jy sy woord verag en nie doen wat hy sê nie? Hoe kan jy jou naaste lief hê as jy alles probeer om jou arm naaste te vermy en draaie om hulle te loop? En ek weet van baie mense en baie organisasies wat presies dit doen. Hulle vermy die armes, want dan moet hulle help. En hulle is nie lus om te help. Baie gemeentes is baie lekker daar. In die begin was ons ook so. Ons het gemeentes hele paar plekke gehad, en oral was almal saam en eendragtig in dieselfde goed geglo, en ons was almal broers en susters, en dan ry ons, dan kom ons daar, dan is almal kos gebring, sulke rye kos, dan eet ons ook almal, en dis heerlik. Maar daar was geen werke nie. Nooit is armes genooi na daai kostafels nie.
genooi na die geestelike tafels nie. Ons het mekaar warm gebroei. En dis ongelukkig wat in baie gemeentes gebeur. Die mense broei mekaar warm, maar hulle is nie besig om werke te doen nie. Baie mense kla ons aan op hierdie plaas. Ja, maar daar by julle is soveel dwelmslawe en drinkers en vroueslaners en die en daai, al die goed. Hoe kan 'n mens daar 'n gemeente hê? Die sonde is so kwaai, die duiwel is daar by julle. Wat sê Yeshua? Hy sê, ek het gekom vir die wat siek is. Hy sê iewers, bring die armes, bring die melaatses, die krepeles, die blindes, die dowes, bring hulle in. Gaan op die kruispaaie. Kruispaaie is as volg. Ons is op die weg, die waarheid en die lewe. Ons glo net aan Yeshua. Nou kruis ons 'n pad van 'n apostool. Ons kruis weer 'n pad van 'n ander Pinksterou, of kruis ons 'n pad van 'n NG mens. Dis die kruispaaie. Kom op die kruispad en bring hom in. Nou Philadelphia Ark is so 'n kruispad. Mense stap hier in. Ek weet nie wie hulle is nie, ek weet nie waar hulle gehoor het van ons nie, maar ons is op die oomblik baie bekend. Amper in elke polisiestasie in Pretoria is ons naam, en dan word dit gegee as mense daar aanklop vir hulp. En oral bel mense ons en sê, ek het jou naam by die mens gekry, of op Facebook, of daar. Dis die kruispaaie van die eindtyd. En nou moet ons hulle inneem, omdat ons graag aan hulle die liefde wil gee volgens die opdrag van Yeshua hierin. Maar dis 'n probleem, jy kan nie die mense dwing om hier in te kom nie. Jy kan nie die mense dwing om vir Vader lief te hê en die naaste nie. Dit moet uit elkeen se hart voortkom. Maar jy kan nie omgewing skep waar daar sekere basiese beskaafde reëls geld en hy dan makliker hier tot volwassenheid kan kom, of tot rypwording van die siel. Nou kom ek verduidelik dit. As jy nou in Danville gaan, sê nou maar Elandspoort, ons het baie daar gewerk. Voordat ons mense hiernatoe gebring het, het ons baie, amper elke tweede dag was ons daar met sleepwaens vol kos. En dan het ons die mense gehelp. Ek het later dan selfs 'n diens gehad voordat ons die kos uitdeel. Maar jou probleem is, op elke hoek is 'n dwelmslaaf, of 'n dwelmhandelaar in Nigerië. Elke tweede huis is toe al beset deur swartes, dis nou baie erger. En hulle hou in raserny hulle feeste, soos wat 2 Petrus 2 sê. En wanneer hulle in raserny hierdie feeste hou, en hulle slag hulle bokke en hulle beeste, en hulle hang die drek vrotvleis aan die drade, en ons weet wat hulle alles met hulle feeste doen, daar is nie limiete nie. Dan is die arme mens wat langsaan bly, blootgestel aan daai demone. Want die demone bly nie binne in die omheining gedeelte nie, want demone beweeg deur die lig. En as mense se geesteshuis nie goed bewaak is nie, en ek maak 'n stelling, dat 'n kerkmens se huis nie goed bewaak is nie, want die kerk weet nie hoe om 'n huis vir jou te laat bewaak nie, oor die algemeen. En nou kom daai geeste en skielik, doen jy iets wat jy nog nooit gedoen het nie. 'n walglike ding. Hoekom? Want daai gees het jou beset. En daai gees het jou nou gelei om dit te doen. Daarom moet ons mense uit sulke omgewings kry, waar hierdie demoniese praktyke hoogtyd vier. En dit is nie net die barbare wat dit doen nie. Agter die hoë mure van Waterkloof en Menlo en Linwood, daar gebeur nog groter gruwels. En dit is nie iets wat ek sommer net sê nie, ek het ware inligting van 'n psigiater gekry, en vir my gesê, die dwelmprobleem is daar net so erg as in die armdele, die verskil is net, dit word agter groot hoë mure gepleeg. So 'n mens moet mense uitbring
na 'n plek toe soos hier, waar hulle kan sien, maar hier is iets aan die gang. Ons weet nie wat dit is nie, maar hy is altyd kos. Kyk hoe kom die trokkies in. Kyk hoe word ons voorsien van alles. Daar was nog nooit 'n Vrydag waar daar nie geld was vir die mense om te betaal, om te ontvang nie. Dan moet jy begin dink en sê, maar die gees wat hierdie mense lei, is anderste as die gees van die kerk waarin ek groot geword het. Maar dan kan jy self gaan dink, wat het my kerk nog ooit vir ander arm mense gedoen? Op 'n skaal soos wat hier gedoen word. En dan, as jy daai in jou gedagtes begin posvat en begin rondrol, dan moet jy self, as jy 'n godsbesef het en 'n bekommernis het, waar gaan ek my kop neerlê wanneer ek hier doodgaan? Waar gaan ek wees? Dan moet jy sê, maar ek wil ook daardie lewende gees aanbid wat hierdie mense aanbid. Ek wil deel wees daarvan. En dan sal die mens kom en hierdie voedsel wat ons elke oggend uitdeel in hierdie blaadjies, sal hulle dan begin eet. Want dit is Yeshua. Soos vanmôre hierdie geweldige belangrike instruksie oor gebed. Ons gaan verder. Weliswaar staan dit geskryf dat die mens sonder ophou moet bid en om nie in die versoeking te kom nie. Staan in die skrif, bid sonder ophou. Maar hoe kinderagtig en dwaas sou dit nie gewees het as Elohim van die mens 'n onophoudelike lippegebed sou verwag nie. Dan sou die mens, om Elohim welgevallig te wees, dag na dag onafgebroke op sy knieë moes deurbring en onophoudelik inhoudlose hartsgebede en sinnelose lippegebede moes uitkwetter, soos die voëls in die lug. Wanneer sou hy dan die noodsaaklike werk kan doen? Maar as jy met jou voete, hande, oë, ore en lippe steeds so besig bly en in jou hart gedurig vir Elohim en jou naaste liefhet, dan bid jy waarlik en mettertyd sonder onderbreking tot Elohim. Hy sal jou daarvoor ook altyd seën en eendag in die hiernamaals 'n welgeluksalige lewe gee. Het julle dit alles goed verstaan? Baie belangrik dat ons nie die woorde bid aanhoudend letterlik moet opneem nie, maar in gees en waarheid moet opneem. Jare gelede was 'n ou oom wat in ons gemeente was voorheen 'n blou rok, lid van die Spadereens. Nou hulle is goeie mense. Van al die kerkbewegings is hulle seker die mees konservatiefste. Maar hulle het 'n gebruik gehad daar in Jatneel, daar buitekant Benoni, dat hulle 'n 24 uur kettinggebede gehad het wat vir maande aangehou het. So jy bid vir 2 ure, dan kom 'n ander persoon of ander persone, julle is 'n hele klomp saam, dan bid julle vir 2 ure en so gaan dit vir 24 uur aan. Ons wat nou daarna kyk, sien die sinneloosheid daarvan. Want jy kon eerder jou tyd gebruik het met jou oë, ore, hande en voete om te doen wat hier staan. Ek sê nie dat hulle dit nie doen nie, maar ek weet dit was 'n gebruik. Maar hier sê Yeshua, dit kan nie vir hom aanneemlik wees nie. Nou kry ons ook nog vreeslike versoeke. Ek sien daar is nou weer 'n versoek. Ons moet nou 'n verootmoedigingsdag hou en almal bymekaar kom om te bid. Ja, julle moet dan, want julle weet nie wat is dit om te bid nie. Ek kyk na die agendas van hierdie vergaderings wat hulle nou so groot bidaksies en organisasies bymekaar kom vir die volk. Nêrens op daai agenda is, hoe kan ons die weduwee en die wees bedien? Hoe kan ons die armes se lot verlig nie? Almal gaan net, hoe ons moet hierdie klederdrag aan hê, en jy moet jou blou touties aan jou belt vas hê, en jy moet
jou lotklippies hê, sodat jy die lot kan werp, en al sulke dinge kan hulle ure oor gesels. Maar oor die belangrikste van alles, naamlik die lot van die arme, en die verligting van sy nood, word daar nie veel gepraat of indien enige. Maar nou weet ons na vanoggend, wat is dit om te bid? En onthou dat hy sê, geen ander gebed is vir hom wel aanneemlik nie. So wat moet ek gaan maak om by 'n bidhuur, waar ek eintlik nie toegelaat word om enigstens 'n spreekbeurt kry ek nie, want hulle het lankal al opgehou om vir my 'n spreekbeurt te gee, want wanneer ek oor hierdie goed praat, dan raak ek hulle, sonder dat hulle dit sê, maar hulle voel skuldig, en hulle hou nie daarvan nie. Hulle wil graag nie herinner word aan die gebod om die naaste te help nie. En dis nie arme mense waarvan ek praat hier nie. Hierdie is mense wat in die algemene norm welgesteld is. Maar hulle is nie betrokke by enige organisasie nie. Onthou, as jy nie direk betrokke kan wees nie, moenie sê, ja, my werk hou my te besig nie. Joshua sê, vir die een wat net een talent gehad het, hoekom het jy dit gaan begrawe? Jy kon dit by die wisselaars ingegee het, en dan kon ek met rente vir jou beloon het wanneer ek terugkom. Ons, by Dogter van Sion en Philadelphia Ark, is wisselaars. Maak nie saak wat jy vir ons gee nie, al is dit jou ou klere, al is dit 'n geldjie. Ons wissel dit, ons sit dit om, en dit word dan in die armes se, kan ek maar sê, se skatkis gegooi, in die vorm van 'n huisie wat ons bou, of kos wat ons kook, of wat ook al. So, daar is nie 'n verskoning nie. En daarom is hierdie wat sê hier, losse lippe gebede met koue aanbiedings, hierdie verootmoedigingsdae, is sinneloos, as jy nie besig is in die wingerd met jou oë, jou ore, jou hande en jou voete nie, en jou lippe nie, soos wat hy voorskryf. Dit is sinneloos. En waarom sal ons dan saam met sinnelose gebede gaan en daar wees? Baie eerder dat ons vir hulle bid, dat hulle tot insig kom. Ja, dit moet ons doen. Nou sê almal, ja, majesteit en meester, dit is so duidelik en waar soos die lig van die son, en ons sal almal daarvolgens handel. Nou sê Joshua, goed dan my liewe vriende, laat ons dan nou weer na die stad terugkeer. Aan die 8 negte sê Ebal dat daar 'n paar moes saamgaan, dat hy vir hulle brood, wyn, visse en vrugte saamgee vir hulle lewensonderhoud. Dadelik gaan daar 6 saam met Ebal voorsien hulle, en Ebal voorsien hulle ryklik van voorraad. Huisreëls en liefde, hoofstuk 112. Toe ons thuis kom, wil die kinders ook by my bly. Onthou die oud 16 kinders, net 10 dogters en 6 seuns. Ebal hou egter strenge huisreëls en daarom verbied hy in besonder die meisies en albei vroue en sê, julle het nou genoeg gesien, meegemaak en gehoor. Onthou dit en leef daarvolgens, dan sal julle nie sonder seën bly nie, soos wat die meester self aan julle by die see gesê het. Maar gaan nou weer aan met julle werk. Die meisies en beide moeders trek hulle self met weemoedige harte terug en gaan na hulle vertrek, waar Ebal se huis baie van het, want dit was maklik die grootste huis in die hele Genesaret. Maar ek sê daarop aan Ebal, vriend, waarom stuur jy hulle weg? Weet jy, dit is wel korrek om streng en goeie huisreëls vir die kinders voor te hou. En dit is baie prysenswaardig om die meisies van die wêreld te bewaar. Maar kyk, hier waar ek, Joshua is geen gevaar dreigende wêreld nie, maar slegs 'n hemel vol seëninge. En dit moet jy jou kinders nie misgun nie. Toe Ebal dit van my hoor sê, o, as hulle vir u maar nie te lastig is nie,
sal ek hulle dadelik weer hierheen laat kom. Maar my kinders staan graag oop mond en toekyk en klets, en daarom stuur ek hulle weg, sodat hulle u nie lastig val nie. Is dit nie baie soos ons groot geword het nie, die ouer mense nie? Kinders word gesien en nie gehoor nie. As mense kom kuier, dan jaag jou pa en ma julle uit, gaan speel aan die kamer of speel buitekant. So was dit nou ook hier. Nou sê Yeshua, noem eers een ding ter wêreld, behalwe die groot slegtigheid van die mense, wat vir my lastig sou kon word. Gaan en bring hulle almal weer hier. Ewal, gaan en bring hulle almal weer na my toe. En die jongste meisie het dadelik na my toe gekom, en begin my te streel en te omarm. Ewal verbied haar dit, en sê dat dit onhebbelijk was. Maar ek, Yeshua, sê aan hom, vriend, laat haar begaan. Dis vir my een so mooi paragraaf hier, dat ek dit verdik het. Want sy het al die beste deel gekies. Ek sê vir jou en aan julle almal, wie nie soos die meisie na my toe kom nie, sal die weg na die ryk van Elohim nie vind nie. Die kind het dit al gevind. Julle moet met liefde en wel met die vurigste liefde na my toe kom, as julle die ewige lewe wil oes. 'n Groot aanklag vir ons wat alles eers moet uitredeneer. Jy beredeneer het eers, sal ek nou dit of dat vir Yeshua doen. Hierdie meisiekie, sy's 12 jaar oud dink ek, en haar naam is Yara, en sy gryp dadelik vir Yeshua, omarm hom, en begin hom liefkoos, soos wat 'n kind maar doen. Ons sien dit met kindertjies wat daai ouderdom is. Hulle storm op ouma af, en dan kan hulle nie losgeskeer word van ouma nie. Hoekom? Want hulle het haar lief. En so is dit wat Yeshua wil hê, ons moet hom so lief hê, soos kinders 'n vader. Die meisie bewys met hierdie daad wat sy in haar hart voel. Maar julle praat verstandig en hou julle harte koel. Skiet dit julle dan nog nie te binne wie ek sou kon wees en ook werklik is nie? Dan val almal neer en Ewal pak my voete vas en kus hulle nederig en sê na 'n lang pouse, vanweë die groot ontzag, Meester, ek het dit al lank gevoel, maar die moed daartoe het my ontbreek. Yeshua sê vir hom, nou dan straf nie die meisie nie, omdat sy julle almal moed gegee het om na my toe op die water te kom. Onthou, sy was die eerste een wat in die water gegaan het. Hier het sy julle weer moed gegee om my lief te hê. O, ek hou dan ook baie van die meisie. Sy het wat julle nog moet soek en nie so vinnig sal vind nie. Streef egter na die ware lewende liefde vir Elohim en die naaste, dan sal julle ryklik barmhartigheid en seën ontvang. Nou hier is weer 'n baie diep profesie van hierdie meisiekie, en jy kan maar die meisiekie se lewe sal ons nou volg vorentoe, want sy gaan saam met Yeshua gaan. Hierdie meisiekie stel die dogter van Sion aan die einde van die tyd voor. Klein, jonk, maar baie lief vir Yeshua. En ons word baie aangekla, omdat ons net liefde, dis wat hulle sê, wat hierdie dogter van Sion sê, en hulle kan dit nie vat nie. Maar dis hoe Yeshua dit wil hê, dat die liefde alles moet wees in jou hart vir hom. Dit is hoekom ons boeke soos hierdie nuwe Openbarings het, uiteindelik die nuwe Bybel wat ons meer oor die liefde geleer het. Die eerste hoofstuk is liefde, en die ander boek wat Karen behandel, Yeshua die gesalfde leer, die weg na eenheid met die liefde. Eenheid in die liefde. Alles gaan daaroor. En hierdie dogtertjie het eerste op die waters geloop, en hierdie dogtertjie het eerste hom herken en op sy skoot gespring en wou nie van hom af weggaan nie. En dit sien ek alles, dat dit ons volk is, wat eerste moderne volk aan die eindtyd was, wat met hom 'n gelofte aangegaan het by Bloedrivier.
En daardie gelofte is versterk en bevestig hier op hierdie plaas, in die Gilgal gelofte. En julle kan gerus vanmôre gaan lees wat Frik Potgieter geplaas het, 'n profesie van Daniel Grobbelaar in 2018, dis nou al amper 5 jaar gelede, die pragtigste profesie oor die ligwiel, waarheen ons elke oggend gaan, om vir ons volk te bid. Kyk wat sê Vader, is dit vir hom werd. Dit is asof ons, wanneer ons daar staan, en hande vat, en bid vir ons mense, ons volk en ons familie, en wanneer ons die seën uitspreek oor hierdie volk, reg oor die wêreld, dis asof ons dan op sy skoot sit, en soos hierdie klein dogtertjie liefkoos, want ons doen dit met ons hart. Ons is besig elke dag op dieselfde stuk grond met dit wat hy nou vir ons geleer het in die gebed, die ware gebed. So dis nie toevallig dat hierdie goed nou op mekaar volg nie. Dis vir ons wat oë het om te sien en ore om te hoor. Dit is 'n bevestiging van die dogter van Sion, klein ellendige oorblyfsel, wat in my naam skuilings sal soek. Jesaja 1, 'n klein ellendige volkie, 'n skermpie in 'n vinger, 'n afdakkie of iets in die komkommertuin, skuilplekkie in die komkommertuin. Dit is wie ons is. Ons is 'n klein skuilplekkie, en die skuiling wat ons het oor ons, is hierdie nuwe openbaring van Yeshua. Dit beskerm ons teen alles. Dit is die Gilgal klipwiel. Nie net beskerm dit ons nie, maar stel dit ons in staat om die vyand te beveg. En nou weer na ek Daniel se boodskap hier vanmôre gelees het, kan ek met baie meer vertroue sê, dankie Vader, dat U die duisternis laat wyk op hierdie aarde. Al gebruik hy 'n Trump, of 'n Musk, of 'n Putin, of 'n wie, watter mense in Suid-Afrika hy gebruik, al is dit Solidariteit, of AfriForum. Ons weet, hulle is nie op die geestelike vlak waar almal moet wees soos Yara wat nou op Yeshua se skoot sit nie. Maar hy gebruik almal, want wat nou gebeur is die duisternis wyk en lig verskyn. Maar ons vra elke oggend daarvoor, wanneer ons die seën uitspreek en wanneer ons bid, vra ons lig, Vader, lig asseblief. Laat die lig skyn op die duisternis. Kyk in Amerika, hoe skyn die lig nou op daai duisternis. Triljoene dollars is gesteel en is verduister van die Amerikaanse publiek. Hulle is bitter kwaad vir die mense wat dit gedoen het. En dit is die lig wat skyn. En ek is nie 'n profeet nie, maar ek voorspel dat die lig op hierdie klomp kriminele wat in die regering sit, en in Eskom is, en in die lugvaartbedryf was, en in die spoorbedryf, die lig gaan op al hulle kriminele dade skyn, en al die moorde wat hulle gepleeg het om te kom waar hulle is, en al die rande wat hulle, biljoene wat hulle gesteel het. En dit gaan maak dat daar 'n revolusie onder hulle plaasvind. Ons weet al hulle steel. Hulle steel ons blind. Maar ons brand nie treine en stasies en skole en goed af nie. Die wit man is nie so geprogrammeer nie, maar hulle is so geprogrammeer. Hulle sal instorm en hierdie ouens vernietig. En moenie verby hulle sit dat die bande ook om hulle nekke gehang gaan word nie. So dit is die lig wat nou deur die eindtyd Yara, die eindtyd dogter van Sion, uitgestuur word in samewerking, want wanneer ons daai lig uitstuur, ons het vir almal al gesê hoe jy moet bid daar, maar ons moet soos in Hebreërs 12 bid. Yeshua, die middelaar van die nuwe verbond,
saam met sy 10.000 engele, saam met die vervolmaakte voorvaders, wat almal saam is met ons, en ons is die heel onderste wiel van hierdie klipwiel. Maar daai gebed wat ons uitstuur, omdat ons as mens die versoek rig, Vader, gaan oor die hele aarde en bring lig, mag die engele dit nou doen, waar voorheen, voor die Gilgal wiel opgerig is, engele nie sommer net kon gaan en mense se vrye wil inbreek maak nie. Maar die mens, wat nog in vlees en bloed is, kan vra, en dan kan die engele met toestemming van Yeshua, kan hulle dan optree. Dit is hoekom het so belangrik is, dat ons hierdie sentrale ligwielpunt het op aarde. Ek sê, nou straf die meisie nie, omdat sy julle almal moed gegee het, om na my toe op die water te kom. Hier het sy julle weer moed gegee om my lief te hê, en dit gaan ons taak wees. Ons gaan die wêreldse gelowiges wat hiernatoe kom, moed gee om Yeshua lief te hê. Hoe ek hou dan baie van die meisie, sy het wat julle nog moet soek en nie so vinnig sal vind nie. Sy het hom, Yeshua. Streef egter na die ware lewende liefde vir Elohim en die naaste, dan sal julle ryklik barmhartigheid en seën ontvang. Nou sê die hoofman, meester, ek het behalwe vir my vrou en my talle kinders, wat hulle in Rome bevind, nooit liefde vir iemand gevoel nie. Handel steeds redelik volgens reg en billikheid. Ek handhaaf die wet nooit streng nie, maar altyd mildelik en dit gaan steeds goed. Maar nou voel ek dat 'n mens die mense moet lief hê en hulle uit liefde moet laat goed doen. Dit wil sê, 'n mens kan self wil om die mense volgens krag en moontlikheid dit te gee, wat 'n mens vir homself as regverdig en nodig sien. En dit is naaste liefde. Wel, as die mens die naaste so lief het, dan het mense Elohim daardeur ook al lief. Bedink mense egter by die liefde tot Elohim, dat Elohim self die eerste en volmaakste liefde moet wees, en slegs as gevolg daarvan die sigbare en geesteswêrelde geskape het, dan moet hierdie suiwere gedagte wel die hoogste liefde tot Elohim die Skepper opwek in die geskape mens. En die mens kan dan nie meer vermy om Elohim as die liefdevolste Skepper van alle dinge, bo alles met al die kragte wat in hom lewe, lief te hê nie. Omdat ek nou na alles wat ek van u gedurende hierdie paar dae gesien en gehoor het, sonder twyfel aanvaar dat u die Skepper self, of andersins sekerlik sy ewige seun is, en u hom hier op aarde aan ons in ons vorm vertoon, bedoelende in ons menslike liggaam vorm, en ons leer om Elohim en u te ken, is dit 'n noodsaaklike gevolg, dat ook ek u bo alles moet lief hê. Ook al het ek nie die moed om u so te omarm, soos die waarlik heel gevoelvolle meisie nie, dan omarm ek u tog in my hart, en prys u bo alles, en ek glo dat dit so ook goed is. En Yeshua sê vir hom, so is dit heeltemal goed, maar beter is dit, as die liefde ook so groei, soos by hierdie meisie. Kyk maar eers hoe sy letterlik gloei van liefde vir my. Dis wat gebeur as sy in die teenwoordigheid van Yeshua is. Die liefde bly nie stagneer nie of stagnant nie. Die liefde groei en bloei. En dis wat by haar gebeur. Maar ook by die hoofman, al het hy hom nie omarm nie. Dis moeilik vir ons as mans, om sommer 'n ander man te gryp en te omhels. Ons is anders te geleer. Maar jy kan hom in jou hart omhels. En dit is ook goed, so sê Yeshua. Maar sorg dat jou liefde groei. Moenie stil staan met jou liefde nie. Doe net altyd meer en meer. En 'n verhaaltjie uit die hiernamaals wat ons nou al gelees het vanuit die nuwe Openbaring. Daar is 'n ontsettende salige gevoel wat die hoogste geeste het, wanneer hulle in daai bestaan is
waarheen ons almal sal gaan as ons sal slaag. Maar wanneer Yeshua naby kom, al sien hulle hom nog nie, dan neem daai saligheid en heerlikheid so toe, dat hulle almal eintlik wil sterf van saligheid. En dan sien hulle hom. So dit is wat gebeur wanneer jy in sy nabyheid kom. En hierdie was net 'n aardse afskaling van daai heerlikheid in die hemele, wat hierdie dogtertjie ervaar het, toe sy op Yeshua se skoot gaan sit, en hom vasgryp. En dit is wat ons in ons harte kan voel, wanneer Yeshua naby aan ons kom, of wanneer ons naby aan hom kom. Hy is altyd naby, sy hand is altyd uitgestrek, jy en ek weier net altyd om sy hand te vat, want ons is te besig met die dinge van die wêreld, of wat ons noem sonde, want dit is te lekker. Dit is 'n opoffering om Yeshua, om op sy skoot te gaan sit, en om lief te hê. Al is dit net in jou hart. Baie dankie.